Okay, Amri. Right. Dis nog steeds net ons paar, né? Johan het dan oor daar Joey ook. Hallo Joey. Okay, ek gaan net gou-gou wys weer hierso hoe 'n ou dan nou sê op Boom en kry saam kan werk dat jy kan sien. Hier kan 'n ou nou duidelik sien. Kom ek zoom net 'n bietjie uit met die minuski. Jy kan sien dat ons sou hier nie getry het nie. Maar kyk hier sou Boom getry het dat hy sou al die trades gevat het. Daar, waar hy so ophardloop as die MACD, solank die MACD styg, sal hy hom vat. As hy deur die 10 gaan en as die RSI deur die 5 gaan hier onder. En dieselfde hierdie kant, hy verkoop wanneer die prys deur die 10 en die 25 gaan of RSI gaan deur die 95 en hy is exact, maar hy sal net verkoop as MACD die blou gedeelte daal. En hy sal net koop hier as die blou gedeelte styg. So hier sien julle hy is afdraande, so hy gaan nie nou trade nie. So jy hoef nie te worry nie. Ek sou wag. Ek sou die wiki afsit. Jy kan tot op hom gaan. Ja, hy bly my nou 'n bietjie gee. Kom ons druk F7. F7 bring hom dadelik vir jou op. Gaan net onder jou kom en sit hom af totdat jy reg is. En jy sien nee, maar die ding het nou mooi omgedraai. So jy sit jou algo trading daar af binne in jou skerm. Nou sal jy sien die wiki word wit. Daai ding sal nou nie trade nie. Al doen jy wat, hy sal nie trade nie totdat jy daai wiki blou maak. En jy gaan nou wag tot die prys mooi gedraai het en laat hy mooi loop so boontoe vir jou, dan sit jy daai wiki aan en dan hou jy hom aan totdat hy plat raak en dan sit jy die wiki af. So hierso as jy hier kyk, hierso sou jy hom aangesit het en dan hier onder hier langs hier is nou plat. Ek sou nie regtig hier bly verkoop het nie. So op hierdie stadium ook, ek sal nie graag wil hê hy moet op hierdie plat verkoop nie. So al wat ek doen nou is jy kan op hom gaan daar en jy kan regsklik op hom en dan kan jy properties gaan of jy kan F7 druk. Ek is so gewoond aan F7, ek druk F7 en dan gaan net onder die common en onder die common sit jy net jou allow algo trading af en that's it. So as jy meer as hierdie twee pare wil trade, dan maak jy hulle net oop. Dit gaan net jou skerm vir jou kleiner maak. Maar jy sal nog steeds kan sien. As 'n mens 6 oop sit, gaan daar 2 wees en daar gaan 2 wees en daar gaan 2 wees. So jy kan sien hom opsluit. Ek sit my 3 crashes bo en ek sit my 3 booms onder. Dan weet jy, ek kan nou mooi kyk en sê, "O, hierdie een het mooi omgedraai. Ek hoef nie nou te jaag nie, gaan sit hom net aan en dan kyk ek wat maak hy." En dan hy sal hy trades vat. Absolutely met totale akkuraatheid. En hy sal outomaties die stop sit op die vorige swing en hy sal vir jou tydprofit insit wat jy hom ook al gestel het en hy sal trail whatever jy hom ook al gestel het. So my volgende stap is ek gaan dit nou optimaliseer vir sulke tye. Soos byvoorbeeld daai vorige dag wat ek julle gewys het, die 29ste. Kom ek wys julle die 29ste. Daar is ons nou 'n beautiful day. Daar kan ek hom nou lekker optimize en sien wat is 'n goeie settings vir so 'n afdraande. Jy soek daai afdraande. sien jy hierdie afdraande hierso? Daar, pragtig. So ek gaan hom optimaliseer, dan gaan ek 'n set file hê vir 'n crash 500. Ons gaan 'n set file hê vir boom 500 en ons gaan 'n set file hê vir al die anders ook. Jy besluit wat jy wil trade, jy laai net daai set file. En ek gaan julle gou-gou wys net hoe om 'n set file te laai en te save. Ek gaan nou gou-gou hom save hierso. Ek gaan net op die regsklik gaan en dan gaan ek op die expert list en daar is die expert list. Ek is in hom, dan gaan ek in die properties, right? En as ek in die properties is, dan sê ek net save. So as jy nou 'n verstelling maak en jy wil daai verstelling in die toekoms gebruik, dan sê jy net save. Okay? En dan vra hy vir jou 'n naam. Ek sal nou hier insit. Okay, ek het my goed, ek noem al my goed CJC. Kom ons noem dit die 9.9 pp BNC vir C500. Dan weet jy in die toekoms as jy hom laai, dat C500 se setting. Okay? So in die toekoms as jy terugkom en jy wil hom laai, ek sal vir jou die setfiles gee wat ek goed gesien het, dan laai jy hulle en dan gaan jy net en jy gaan kyk onder hom, daar's hy CJC, die ene wat ons nou gehad het, dan laai jy hom net en jy sê open en dan gaan hy my settings vat wat ek dan vir jou gegee het, of as jy dit self gesave het, dan jou eie setting. En dit is hoe 'n ou basies die settings kan save en kan share. En dit is waar 'n community soos ons nou weer lekker inkom, want nou trade jy met ander settings as ek en jy doen baie goed
drawdown is laag, wenne is hoog, dan kan jy jou setting file met ons deel. Of as ek 'n beter setting file kry, dan sê ek, hey man, kyk gou hierdie setting file. Hy werk goed as die prysaksie so lyk. En dan kan ons dit share en dis baie handig dat jy dan kan share jou setting file met 'n ander, maar hy sal net vir daai robot werk. En weer 'n keer, as jy na die settings gaan kyk, F7, heel bo aan, bot serial number en indie serial number. So, hierdie huidige robot, ouens wat die indicator het, hy kan sy R1000 bybetaal by Lindy, dan kry hy sy serial number vir die bot. En hy moet al twee in hê, anders sal dit nie werk nie. Okay? En die is die settings wat ek op die oomblik net na gedefault het toe. Okay? En dit basies waar ons staan. Okay. Ek dink ek gaan die recording hier eindig en dan ek sal al twee recordings vir julle oplaai. Okay. Ek sal dit vir Lindy stuur en Lindy kan dit dan versprei. Baie dankie vir julle tyd. Ek hoop nie ek het te veel van julle etenstyd gesteel nie. En dan praat ons weer. Sien julle ouens. Bye. Sien julle. Bye. Baie dankie. Bye. Okay. Baie dankie vir Fantasties. Wat 'n plesier. Okay. Ek hoop Lindy, jy moet nou môre moet jy nou mooi kyk wanneer gaan jy trade, okay? Alright. Ja, Lekker aand vir julle almal hoor. Ek wil net kyk waar eintlik hierdie That's meeting. right. Ek Dankie, sal dat, dit cheers. op dit kyk. Lekker. Bye. Meeting. Bye. Ek sukkel. Okay, ek gaan hom maar hier stop hier onder. Kyk, Hoes? stop exit, stop share. Stop sharing. End meeting. Hier is hy end om. Nou, as hy nou gaan ek hom end for all.